Baie welkom, ons is so bly jy is ingeskakel. As daar een ding is wat ek vir jou kan vra, wat soek jy meer van in jou huis? Sal jy dalk 'n lysie al klaar opgetrek hê wat sê 'n nuwe gordyn, 'n nuwe bank, nuwe televisie, miskien 'n rooi motor daar in die garage. Maar ek dink ons almal sal saamstem dat ons almal met meer vrede kan leef. Bietjie meer vrede in jou huis, bietjie meer vrede in jou werksplek, bietjie meer vrede oor die algemeen. Vra maar enige mevrou wêreld. Hulle grootste begeerte is gewoonlik wêreldvrede. En daar word belangrike gesprekke om groot belangrike tafels gehou, juis om te kyk of ons oorlog kan stop en daar bietjie meer vrede kan wees. Ek dink aan die woorde van Jack Nicholson wat sê, "Why can we all just get along?" Het laat mens nogal wonder, hoekom kan ons nie? Maar daar is soveel om oor bekommerd te wees. Daar is soveel dinge wat my op 'n punt bring wat ek voel, daar is nie nou tyd of plek vir vrede nie. Daar is nou tyd vir worry en stres en angstigheid en bekommerd wees. En dan kom ons partykeer met hierdie goedkoop sin uit 'n goeie plek in ons hart wat ons sal sê, maar moenie bekommerd wees. Dis nie wat die Here vir ons wil hê nie. Jesus sê self dat moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie. En alhoewel dit die waarheid is, en alhoewel dit 'n deel vorm van ons geloof, hoe kan ek nie bekommerd wees nie? Dis 'n onregverdige vraag wat jy my nou vra, om vir my te sê, ek moenie bekommerd wees nie. Want dis 'n normale reaksie teenoor die situasies en die dag en tyd waarin ons lewe. As jy 'n werk het, is daar rede om bekommerd te wees. As jy 'n ouer is daar rede om bekommerd te wees. Ek dink sommer aan my ma. Sy is altyd bekommerd. En as daar nie 'n rede is om bekommerd te wees nie, dan is sy bekommerd daaroor ook. Maar weet jy wat? Dit maak van haar 'n goeie ma. Sy is bekommerd oor haar kinders. En nou wil jy vir my kom sê dat moenie bekommerd wees nie. Wat beteken dit? Moet ek dan my kop in 'n gat indruk en maar net toelaat dat die lewe met my gebeur? Moet ek dan so naïef wees en blind word vir die situasie waarin ek myself kan bevind? Dat ek net in ontkenning begin lewe? Is dit wat dit beteken om nie bekommerd te wees nie? Is dit wat Jesus van my verwag? Om net deur die lewe te gaan, heeltemal passief en nie te sien wat om my aangaan nie. Dis nie wat hy bedoel nie. Dit is nie wat van ons verwag word nie. Maar daar is 'n balans. Daar's 'n balans wat ons moet kry in die lewe. Om te kan sien wat om ons aangaan, om te kan erken vir dit wat regtig om ons aangaan, maar nie om oorweldig te word daardeur nie. En daai balans is moeilik om te kry. Paulus skryf hierdie brief. Paulus skryf 'n brief aan die kerk in Filippense. Hierdie brief skryf hy terwyl hy self in die tronk sit. En hy skryf hierdie brief om dankie te sê dat hulle hom so ondersteun in sy bediening en in sy lewe, hulle koop in sy lewe in. Hulle sal vir hom finansiëel voorsien, vir hom klere stuur, mense na hom te stuur om te kyk of hy alles het wat hy nodig het. En dan skryf hy hierdie brief vir hulle. Natuurlik is dit 'n gemeente wat bekommerd is oor Paulus. Maar hulle self is bekommerd oor die situasie waarin hulle self bevind. Want daar's vervolging wat plaasvind. Dis nie maklik om 'n Christen te wees in daai tyd nie. Daar's nie net vervolging nie, maar daar's die heeltyd kritiek. Daar's die heeltyd mense wat vir jou kom om jou af te breek, om jou te oortuig dat jy deel is van 'n kult. Hulle bevind hulle self in ongemaklike situasies, rede vir bekommernis. En dan skryf hierdie Paulus, dan skryf hy die brief aan hulle, en hy raak hierdie punte aan. En ek wil jou graag uitnooi om saam met my Filippense 4 vers 6 tot 7 te lees. Hy sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar in alles julle versoeke, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak.
as daar 3 woorde is wat ek wil hê jy moet onthou vandag, is dit in, deur, met. In alles, deur gebed en smeking en met danksegging. Ons gaan nou kyk hoe Paulus die padkaart vir ons gee, die riglyne vir ons gee, om van 'n plek te beweeg van bekommernis na vrede bo verstand. Maar ek dink dit is belangrik dat ons eers praat oor die olifant in die kamer, wat sê dat ons moenie bekommerd wees nie, want hier doen Paulus dit nou net. Net waar ons oor gepraat het, dit wat Jesus doen Paulus, moet er niks bekommerd wees nie. Kom ons kyk bietjie wat bedoel Paulus as hy dit sê. Wanneer ons na hierdie woordjie gaan kyk, bekommer, of die Engels gebruik anxiety, gebruik Paulus 'n baie spesifieke Griekse woord, wat merimnati is. Dis 'n woord wat afkomstig is van 'n ander woord wat merimnao is. Dis half die stamwoord. En hierdie spesifieke woord praat nie oor 'n bekommernis van wat ek het om oor die pad te stap nie. Of dalk wat ek het om, as daar nou 'n toets opkom en ek moet vir hom leer nie. Dis nie daai tipe bekommernis nie. Hierdie bekommernis is 'n bekommernis wat my wakker hou in die aand. Dis 'n bekommernis wat my uit die oomblik uitvat. En kort voor lank is ek bekommerd oor so baie goed, en so baie goed oorweldig my dat dit van my verhoudings begin steel. Ewe skielik is daar spanning tussen my en my man of my vrou. Die tyd wat ek saam met my kinders spandeer is tweedehandse tyd, want die tyd wat ek saam met hulle is, dink ek aan klomp ander goed. Dis 'n bekommernis wat my uit die nou uitvat en in die verlede invat, in die toekoms invat, alles behalwe nou. 'n Bekommernis wat so van my afsteel in elke aspek van my lewe, dat dit amper onmoontlik is om 'n dag deur te gaan sonder om daaraan te dink. Is daai bekommernis van, wat eet ons? Die debietorders gaan af en daar's nie geld in die bank nie. Hierdie siekte wat ek het, wil net nie gesond word. Wat gaan van my kinders word? Wat is hulle toekoms? Dis daai wat ons so wakker hou in die aand. Dis wat Paulus sê wanneer hy hierdie skryf. Maar hy los ons nie daar nie, hy vat ons en hy gee vir ons hierdie padkaart en hy bou vir ons 'n model wat ons kan doen met hierdie bekommernis. Hy sê, in alles, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Hierdie in alles, weet jy wat beteken dit? Alles. Elke aspek van jou lewe. Dit is ons, dalk meer die moderne mens, wat hou van subkategorieë. Liggaam, siel en gees. Ons het 'n huislewe, ons het 'n werkslewe, ons het 'n kerklewe. Ons begin onderskeid tref en die moeilikheid hier is, ewe skielik lyk ons huislewe nie dieselfde as ons kerklewe nie dieselfde as ons werklewe nie. En as een persoon by een van daai areas in ons lewens moet instap, sal hulle verskillende mense sien. Ons begin onderskeid tref in dit wat ons doen. Ons dink ons geestelike lewe is maar net die ons gebed en ons kerk toe gaan op 'n Sondag. Maar Paulus sê, in alles wat julle doen, julle hele lewe. So Rob Bell wat sê, everything is spiritual. God stel belang nie net in jou kerklewe nie, in jou huislewe, jou werklewe, elke aspek. Hoe weet ons dit? Dis wanneer ons kyk hoe Jesus bedien het, wanneer ons kyk wat hy aangespreek het. Sien ons, hy het nie net gekom en op die Sabbat by die kerk opgedaag en net gepreek nie, net hierdie geestelike kos gegee en ons vertel hoe heilig moet ons wees nie. Hy het tussen die mense rondbeweeg. Hy het siekes gesond gemaak. Weet jy, hy stel belang in jou gesondheid. Hy het gesprekke met mense gehad wat hulle op 'n beter plek gebring het. Hy stel belang in jou psigiese toestand. En dan natuurlik in jou geestelike toestand. Maar vir hom is daar nie onderskeid nie, want jy is een.
En alles wat jy doen, bring eer aan hom. In alles wat jy doen, stel hy belang. En dis wanneer ons hierdie alles wat ons het vat, dis wat Paulus sê, nou, deur gebed en smeking, kom na die Here toe. Nou, ons almal het 'n idee van gebed. Maar om dit baie maklik te maak vandag, gebed is 'n oomblik wat 'n gesprek begin. En wanneer 'n gesprek begin, kan daar 'n nuwe verhouding vorm, daar kan 'n verhouding herstel, of die verhouding kan verdiep. En soveel van ons stel die gesprek met God uit. Want ons sit met al hierdie ander goed. Ons sit met al hierdie ander bekommernisse. Ons sit met al hierdie ander dinge wat ons pla en ons hou aan uitstel op hierdie gesprek. Miskien is ons soms bang wat ons gaan hoor. Maar wanneer ek en jy intree in gesprek met God, dis daar waar ons vrede begin kry. Dis daar waar ons begin tyd spandeer saam met die een wat ons gemaak het en ons agterkom wat sy wil is vir ons lewe. Dis daar wat ons kan voel dat hy ons laste vat en ons laste raak ligter. Maar ongelukkig is dit een van daai goed wat ons eerste los, is daai gebedslewe. Daai gesprek met God. Daai tyd wat ek saam met hom spandeer. Paulus los dit nie net daar nie. Hy gaan so treetjie verder. Dan sê hy, maar soos die gesprek oop is daar 'n ander vorm van gebed. Dit is smeking, of wat ons ook ken as petisie. Nou, petisie is 'n ander vorm van gebed. Die lesers van daai brief wat Paulus skryf, sal presies weet waarvan hy praat. Sien, petisie was gebruik in 'n militêre konteks in daai tyd, dit was gebruik in die hof en dit was selfs polities gebruik. Wanneer die persoon na 'n ander persoon toe gaan en sê, ek het nie meer antwoord nie, ek kan nie verder nie, ek smeek om jou redding, jy kan my saak verander. En dit is wat petisie beteken vir ons. Dit is nie ons smeek God en ons wil sy arm draai en manipuleer nie. Hoeveel keer word ons nie in daai lokval ingelei met verkeerde leringe nie. Maar petisie is om te sê, God, net U kan my situasie verander. En deur dit te doen, weet jy wat gebeur? Dit dwing my om die troon wat ek gebou het vir die eie ek, om daar af te klim en daai troon af te breek en sê, ek is afhanklik van God, nie afhanklik van myself nie. Een van die moeilikste dinge wat jy in die lewe kan doen, is om terug te staan en toe te laat dat God kan wees in jou lewe. En jou plek as mens verstaan, jou plek as kind van God verstaan. Ons kom soms met valse nederigheid en ek wil amper sê 'n valsheid as dit kom by hoe ons hierdie ding gaan beklei, in plaas daarvan net om te sê, God, ek is afhanklik van U. Ek het myself in hierdie situasie baie keer ingekry. Ek is nie gekwalifiseer om my uit te kry nie. En dit is my petisie, Here, dat net U my kan help. En dan omvou Paulus hierdie hele idee met 'n woordjie van danksegging. In alles doen dit met danksegging. Jy weet, 'n ondankbare lewe is 'n alleen lewe. Is 'n lewe waar niemand saam met jou eintlik iets wil doen. Daar's altyd iets beters. Jy kry nou iets. Die Here sien jou nou met iets goeds en moois. En dan net nou dan dink jy, wat is volgende? Net nou dan dink jy, maar dit kon eintlik beter gewees het. Jy altyd spandeer saam met 'n ondankbare mens. Ek het al. Baie keer was dit ek. Hierdie oomblik van, Here, U kon beter. Of ek het nou 'n manier gekry om dinge reg te doen, sodat ek weer eens God kan manipuleer, dat hy vir my goed kan gee wat ek wil hê. 'n bederfde kind syndroom eintlik. Paulus sê, moenie dit doen nie, maar met dankbaarheid. Sien, dankbaarheid
maak my oë oop om te sien hoe God se hand in my lewe werk. Dankbaarheid maak my oë oop om te sien dat God elke dag betrokke is in my lewe. Dit is waaroor dit gaan. Dit is waaroor hierdie verhouding met God gaan. Hy is nie net iemand wat net vir ons moet gee wat ons toekom nie, asof ek en jy ooit iets kan doen wat ons kan sê, dit ons verdien dit. Nee, daar's dieper, daar's groter, daar's meer. En wanneer ek en jy in alles, ons hele lewe, dan kom en deur gebed en smeking, die gesprek oopmaak en die afhanklikheid verklaar. En elke dag tyd spandeer om te sien hoe God in ons lewe beweeg. Weet jy, is daar 'n belofte in die ander vers. Daar's 'n belofte wat sê, en die vrede van God, wat bo jou verstand is, sal kom en jou hart en jou gedagtes waak. Dit sal jou beskerm. Jy sal anders te lewe, dinge anders te sien. En dis my gebed vir jou. Dis my gebed vir jou vandag. Mag jy jou hele lewe voor hom bring, in 'n gesprek tree met hom, weet dat jy afhanklik is, en in dankbaarheid lewe. En mag jy vrede bo verstand ervaar. Kom ons bid. Here, baie dankie dat ons kan kom en ons kan bid. Ons kan 'n gesprek oopmaak met ons God. En my gebed is dat elke persoon wat hier kyk, net sal bewus word van die liefde en die teenwoordigheid, maar ook hulle hele lewe voor U sal lê. Mag ons ook in dankbaarheid lewe, mag ons sien wat U doen in ons lewe. En ons dankie daarvoor. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.